Here, hoe kosbaar is U teenwoordigheid nie vanaand. Here, terwyl ons U naam besig is om groot te maak, kom hierdie woord in my hart op, waar Elia weggekruip het en weggehardloop het na 'n berg toe, Here, en U vra vir hom die vraag, Elia, wat maak jy hier? En op daai stadium sê die Here, ek wil voor jou beweeg, voor jou verbygaan. Ek wil voor jou verbykom, kom uit die grot uit, Elia. En dan staan daar geskrywe dat God nie in die storm was nie, dat God nie in die aardbewing was nie, dat God nie in die verskriklike wind was nie, maar toe die briesie verbywaai, was God in die stilte van die wind. Ek wil vanaand vir jou sê, dat daar waar jy storms in jou lewe beleef, daar waar jy voel jy's besig om te sink, daar waar jou hele wêreld geskit word, God sê vanaand vir jou, klim uit. Beweeg weg na 'n plek toe waar jy die stilte van my stem kan hoor. Beweeg weg van die aardbewings af en die rowwe winde, want ek wil by jou kom stil staan. Ek wil met jou kom gesels. Ek wil die storms in jou lewe kom stil maak. Here, vanaand waar ons net in U genade sit, Here, wil ek kom bid, dat U vanaand by elkeen van ons sal kom stil staan, Here. Here, ons het die voorreg gehad om U naam groot te maak met sange en aanbidding, Here. En Here, nou waar die woord gaan uitgaan, die woord is vir ons, Here. Mag dit in ons harte kom lê, mag dit in ons harte vasgevang word. Mag ons vanaand net kom stil raak en vergeet van al die storms daar buite, want Jesus wil verby jou beweeg vanaand. God wil jou hele lewe kom verander. Here, ek bid vanaand dat U vir pastoor Edward net sal aanraak, Here, deur hom sal kom werk en deur hom sal kom spreek. Here, laat dit wat hy vanaand met ons wil kom deel, net op ons as gemeente se harte sal kom rus. Here, gebruik hom vanaand in Jesus naam. Amen. As mens kyk hoe alles begin het, van die heel begin af tot nou toe waar ons vanaand hier sit, was daar een ding waarvoor ons gemaak was. God het ons van die begin af gemaak om saam met hom te wees. Hy het van die begin af die liefde in hom gehad as die drie eenigheid, om dit net uit te gee en in ons te sit, sodat ons verhouding met hom kan hê. En dis eintlik so konfronterend. Want ons staan in 'n wêreld waar alles so vinnig begin blink en alles begin so vinnig mooi lyk, maar die almagtige God van hemel en aarde het vir ons gesê, kom net na my toe, wandel saam met my, want waantoe gaan ons as ons doen wat ons vanaand gedoen het en as ons doen wat Christene moet doen daar buite aanbid? Waarmee is ons besig? Wat is ons bestemming? Waantoe wil ons gaan? En dis in God se teenwoordigheid waar ons wil wees. Dis waantoe ons wil gaan wanneer ons aanbid. Ons wil nie vir mense mooi lyk op 'n stage en ons wil nie blink goedjies hê om mense se aandag te trek nie. Ons wil graag vir hulle wys dat daar iets soveel meer is, soveel meer waarde het. En dis wat Jesus vir ons kom wys het. En van die begin af was dit God se hart. En wanneer ons in hierdie wêreld rondkyk, is dit so maklik om te sien hoe die wêreld hulle eie skatte bymekaar probeer maak, want ek weet nie van jou nie, toe ek gebore was, en soos wat ek groter geword het, en op 'n sekere punt in my lewe, het ek besef ek het Jesus nodig, maar voor dit, het ek gedoen wat hulle gedoen het. Ek het gedink, ek sal my eie God maak,
Ons het nie daai spesifieke woorde gebruik nie. Ons is nie almal slim genoeg om daai spesifieke woorde te gebruik nie. Ek is nie. Ek het net iets gesoek wat my daai tevredenheid gee. Iets gesoek wat my laat voel ek is in beheer. Iets gesoek wat my die waarde gee wat ek voel ek mos nou kan claim. Ons kan ons voel veral in die wêreld. Maar die wêreld kan nie kom op 'n punt waar hulle glo dat daar 'n wragtige, almagtige skepper van die heelal eerstens bestaan. Tweedens jou so liefhet. Derdens dat hy sy enigste seun vir jou sou stuur. Want God het die probleem gesien. Hy het geweet die probleem gaan kom. Hy het geweet hy gaan die prys moet betaal. Dis die grootste prys wat God kon betaal. Nie enige mens kon 'n prys gegee het nie. En wanneer ons selfs na Matteus 10 ek lees vir ons vanaf vers 34 af. As ons soontoe gaan, dan sien ons dat God het nie gekom om vrede te maak met die wêreld nie. Hy het nie gekom om vir die wêreld te soebat en te smeek nie. Ons lees gou in Matteus 10 vers 34, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. En dis wat hy hiermee bedoel vanaf vers 35 af, want ek het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se vyande sal sy eie huismense wees. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Hierso is dit. En wie nie sy kruis opneem en volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe behou, sal dit verloor, en wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou. En dis vanaand wat ek wil deel, is hoe ons as Christene geroep is om 'n kruis te dra. Jesus sê vir ons, dra die kruis, neem dit op. Hy sê vir ons in hierdie gedeelte, dat die verhouding wat hy met ons wil hê, is soveel sterker as enige verhouding wat ons met enigiemand anders kan hê. Geen mens kan 'n verhouding sterker met 'n ander mens hê, wanneer ons God in die prentjie inbring. Wanneer God in die prentjie inkom, is dit die ideale, dis waarvoor ons gemaak is. Om hierdie verhouding te kan geniet. God sê nie hier, ons moet almal wie ons liefhet verwyd en wegstoot nie. Dis nie wat hy sê nie. Wat hy hier sê is, wanneer ek daar staan en enigiemand anders daar, en jy moet hier afloop en jy moet 'n keuse maak, wat gaan jy doen? En hy sê daar's een keuse. Want hy, die God van liefde, die skepper wat jou gemaak het, juis om daai verhouding met hom te hê, het 'n prys betaal om te bewys wat se liefde hy vir ons het. En hierdie tipe liefde waarvan hy praat in Matteus 10, lees ons ook van in Romeine 8, ek lees vir ons vanaf vers 31 af, wat sal ons dan hiervan sê as God vir ons is? Wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir my en vir jou intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, soos daar geskryf staan. Terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer. Word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomende dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus is. En dit is die tipe liefde wat God van praat. Hy praat van 'n tipe liefde wat vir jou en my as kind van God nie geskei kan word nie. Dit kan nie weg van ons gevat word nie. Daar's niks in die wêreld
gemaak om ons te skei van die liefde van Jesus nie. Dis juist hierdie tipe liefde wat hy in Matteus 10 van gepraat het, toe hy sê, wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. So hierdie kruis wat Jesus van praat, getuig van sy liefde. Dit bewys dat hy vir ons 'n liefde kom wys het. Hy het vir ons kom wys, wat se liefde het God vir ons? Hy het vir sy seun op die kruis kom sit, sodat ons 'n verhouding met hom kan hê, maar dis nie net Jesus wat die kruis moes dra nie, ons moet 'n kruis dra, maar dis nie dieselfde kruis nie. Net Jesus kon daai kruis dra. En wanneer ons konfronteer word met hierdie liefde, dis hierdie liefde wat so tasbaar is, dis hierdie liefde wat ons kan sien, wanneer ons oë toemaak en ons sien 100% God en 100% mens is op 'n kruis gesit, sodat 'n 100% mens wat 100% heilig is, wat niks verkeerd gedoen het nie, wat net liefde bewys het, wat selfs vir die mense liefde bewys het terwyl hy op daai kruis was. Hy het daai liefde kom wys deur sy lewe te gee terwyl ons hom haat. Ons was vyande van Jesus terwyl hy op daai kruis was. As hy moes afkyk terwyl hy hierdie liefde in sy hart vir ons het, terwyl hy sien hoe die bloed van hom afloop, sou hy gesien het hoe mense vir hom sê, jy staan so almagtig, klim self af. As jy is wie jy sê jy is, hoekom kan jy nie self afklim nie? Dan sal hy nog een kant toe gekyk het en dan sou hy sy eie mense gesien het, vir hom skree en sê, jy's vals, dit wat jy doen is teen God. Ek haat jou, dis wat hy sou sien. Dis hierdie tipe liefde wanneer ons gekonfronteer word daarmee, dan word daar 'n dankbaarheid gebore in ons hart. Dis 'n dankbaarheid vir iets wat ons nooit kon kry nie. Want dis wat beteken dit om meer as 'n oorwinnaar te wees? Het jy al iets gewen sonder om iets te doen? Dis wat Jesus vir ons gebring het. Dis nie net iets nie. Dis God se teenwoordigheid. Dis verhouding met God. Dis wat hy vir ons kom gee het. Dit is die grootste ding wat ons kan verwag as mens. Romeine 5 lees ek ook vir ons vanaf vers 1. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Hierdie hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Jy sien, wanneer ons hierdie dankbaarheid ervaar vir hierdie tipe liefde wat net God kan gee, ons verander. Jy kan nie dieselfde bly as jy gekonfronteer word met egte, kragtige, ware, goddelike, heilige liefde nie. En nog meer, Jesus hou aangee. Hy hou aangee. Want die liefde wat ons nou ervaar, die liefde wat ons so dankbaar maak, is die Heilige Gees wat met ons begin praat. Dis die Heilige Gees wat geplant word. Dis die Heilige Gees wat ons aandryf. Wanneer ons hierdie kruis moet dra, wat Jesus van praat, wat so swaar klink. Dit klink swaar. Maar wanneer die Heilige Gees aan ons gegee het, het ons hierdie krag. Ons het hierdie hoop. En ek wil eintlik terug na Matteus toe, en ek wil weer hierdie ding van dra jou kruis, want Jesus het dit 'n paar keer gesê. Dit word 'n paar keer opgeteken in 'n paar boeke. En hy het spesifiek gepraat in Matteus 10
van het Raaie Kruis, hy het dit vir sy disippels gesê, en hy het hulle iets probeer leer. Hy het vir hulle gesê, in hierdie wêreld gaan jy teenstand kry. Jy gaan nie almal se fan wees nie. Daar's mense wat jou nie gaan lief hê nie. Daar's mense in jou eie huis wat jou gaan verwyd. Daar's mense wie jy liefhet, nog jou hele lewe lank. Maar die oomblik wat jy hierdie liefde ontmoet, en hulle sien iets verander radikaal in jou, gaan hulle gaan voel, ek ken nie meer hierdie persoon nie. En hulle gaan nie wil weet wat het jou so verander nie. Ons gaan nou daarby uitkom. En wanneer ons kom by Markus 8, dan is daar ook nou weer 'n geval van, ek weet nie of julle al van die Fariseërs gehoor het nie. Ons kry hulle nog steeds deesdae, het net ander name gekry. Hulle het daar gestaan en kyk vir Jesus, en hulle het gesê, kom ons toets hierdie ou. Want hulle het geglo hy is maar net enige ander ou. Sê, kom ons toets om te kyk of hierdie wonderwerke wat hy doen, in lyn val met wat ons verwag. Want ons verwag hierdie ridder op 'n perd wat vandag vir ons gaan verlos van Rome af. Ons gaan vryheid sien nou in ons tyd. Dis Israel se tyd. Hulle het dit verwag, 'n soldaat. Dan nog erger vir my. Dit nou nog Petrus verstom my soveel keer in die Bybel, want hy herinner my aan myself baie keer, en ek dink elke mens word gekonfronteer met hierdie, dat Petrus, wie gesê het in hierdie gedeelte, Jesus, U is die Christus. Jesus wat vir hom sê, dis nie jy wat dit weet nie, dis nie van jou af, dis van die Vader af, die Vader het dit vir jou gegee. Want direk daarna, nadat Jesus vir hom gesê het, ek gaan moet ly, ek gaan moet sterf, sê hy, nee, dit sal nie gebeur, hy sal seker maak het gebeur nie. As hy geweet het, dat Jesus die Christus is, wat die ware Christus is, sou hy nie dit gesê het nie. Net God het dit vir hom gegee. In daai oomblik het hy deur God het hy daai openbaring ontvang, maar hy het nie verstaan wie Jesus regtig is nie. En dis daai tweede gedeelte van ons wat ons kruis moet dra. Die eerste een is ons moet besef ons verhouding met Jesus is ver bo enige ander verhouding. Die volgende een is wat ons hierso sien, is daar's 'n prentjie wat die wêreld wil skep van Jesus. Daar's 'n prentjie wat selfs ons wat al so baie van hom gehoor het, groot geword het met hierdie naam wat ons nooit regtig leer ken het nie. Maar ons maak ons eie beeld van hom op. Jy al gekom in die Bybel en dan konfronteer die Bybel jou? Het jy al gekom by 'n gedeelte in die Bybel en sit jy daar en dink jy, Jesus Here, ek moet seker nou maar hel toe gaan, want ek kan nie hierdie reg kry nie. Ek stem ook nie saam daarmee nie. Dis nie vir my, dis nie wat ek wil doen nie. Dis nie wat ek glo wie U is nie, want U is liefde. Maar ons ignoreer die liefde van God en ons vat ons eie weergawe daarvan en ons sê dit is wie Jesus moet wees. Hy moet my aanvaar soos wat ek is en ek hoef nie te verander nie. Verstaan, daai tweede kruis wat ons dra is, as jy na iemand toe gaan, as jy na Jesus toe gaan, as jy na God toe gaan, kan jy nie hom iemand anders maak en sê jy ken hom nie. Ek kan nie huis toe gaan na my vrou en sê, hallo pastor, hoe gaan dit? Pastor Jacques, gaan ons ietsie gaan kyk? Dis my vrou. Dis nie Pastor Jacques nie. Dis nie enigiemand anders, dis my vrou. Ons kan nie na Jesus toe gaan en sê, hallo Mammon, hoe gaan dit? Dit gaan nie werk nie. Dis nie die waarheid nie. Dis daai tweede kruis is om 'n verhouding te hê met die Jesus wat ons ken. Maar hoe ken ons hom? Ons het 'n ontmoeting met hom. Maar hy het sy woord vir ons gegee, hy het sy Heilige Gees vir ons gestuur as 'n helper wat ons selfs herinner aan wat God vir ons reeds gesê het. Maar hierdie woord wat hy vir ons gegee het, is 'n padkaart na wie Jesus is. As jy by die Bybel kom en jy sê, Here, ek kan nie, sorry. Hierdie gedeelte sal ek uitsny. Ek sal gou-gou my skerp gaan vat of ek sal gou-gou my permanent marker gaan haal en ek sal hom uithaal en voer ek sommer 'n paar versies aan die agterkant van die bladsy ook. Maar ons kan nie dit doen nie. Ons moet verander, nie Jesus nie. Wie maak ons God? Ons probeer onsself God maak as ons dit doen. As jy na God toe kom, dink dit maak nie logies sin nie. Dit maak nie sin nie. As jy na Jesus toe kom,
Die God van die heelal, Skepper, Here, Vader, Helper, alles wat ons nodig het. En jy sê vir hom, okay, kan jy 'n bietjie verander? Ek is nie gemaklik met hierdie nie. Ek wil kan aangaan met wat ek besig is om te doen, of ek wil, dit is te moeilik, dit voel of dit deel van my is. Dis wat moet weggaan. As jy jou kruis dra, dan is daar 'n plek waar jy kom, waar daai kruis te swaar word. En die oomblik wat jy meer van Jesus aanneem, meer van Jesus in jou lewe toelaat, dis die snaakste van alles, is nog steeds, ons moet dit toelaat. Ons moet kan sê, Here, verander my asseblief, ek wil verander. Dan gee jy daai krag. Hy gee jou die krag om weer op te staan en aan te gaan en daai kruis aan te hou dra. So dis skokkend om te dink dat mense die illusie het dat Jesus gaan verander. Ons lees die hele Bybel. Ek het al soveel keer gehoor van mense wat sê ek het die Bybel van voor na agter toe gelees en jy weet, ek sien glad nie fout met hierdie nie. En die grootste fout wat ons kan maak is ophou lees. Ons kom by 'n plek en ons dink ons het genoeg gelees, ons kan nou aangaan, ons is nou volleerd, ons is daar, daar gaan ons op ons pad. Daar's 'n versie in die Bybel, Hebreërs 13 vers 8 wat sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Dis veronderstel om ons gerus te laat voel. Dis veronderstel om ons vrede te gee wanneer ons dit lees. Dis nie veronderstel om ons te offend nie. Want die God wat reg deur skrif vir jou bewys dat hy jou so liefhet, dat hy jou kans na kans sal gee. Jy gaan dit nooit reg kry nie. Jy gaan altyd Jesus nodig hê. Dis die enigste ding wat ons nodig het, is Jesus. Die hele Ou Testament getuig van ons wat ons dit uit ons eie uitprobeer, maar dit gaan nie gebeur nie. Ons het Jesus nodig. So, daai tweede kruis sê ons, ek kom na U toe en ek wil U aanbid soos U is. U is heilig. U is die God wat alles vir my gegee het. U het die hart vir my gebreek, maar hy het weer opgestaan. En in 'n ander gedeelte, die derde kruis wat ons sien is in Lukas 14, waar daar twee gelykenisse is wat Jesus van praat en dit gaan oor die rykdom, dit gaan oor aansien, dit gaan oor status, dit gaan oor wat kan ek kry en wat kan ek wys uit my eie uit. Dit laat my dink aan hierdie gedeelte in Matteus 19 vers 21 waar Jesus met 'n ryk jong man in aanraking gekom het. En hierdie ryk jong man wou regtig met God 'n verhouding gehad het. Want hy het na Jesus toe gekom en hy het gesê, wat moet ek anders doen? Wat moet ek doen om nader aan God te kan kom? En Jesus sê vir hom, volg net die wet en jy's reg. Hy sê, ek doen dit klaar. Hy sê, as jy nog nader aan God wil kom, is dit wat jy liefhet, die prys werd vir die liefde van God. Want nie almal van ons het hierdie extravagant probleme nie. Nie almal van ons het die probleem dat ons te veel geld het nie. Maar ek wil vir jou vra, as jy daar kom, dat jy het al die rykdom, jy het alles, al die geld, al die aansien, al die mense wat jou liefhet, alles wat jy wil hê. As jy introvert is, het jy al die geld en jy het jou nice huis en jy's alleen, of jy saam met jou vrou, introverte trou ook, maar jy's daar en jy het alles. En Jesus kom klop aan daai deur en hy sê, hoorie, jy het 'n baie mooi huis. Jy het 'n baie mooi kar. En as ek so inkyk, lyk alles sommer binne ook mooi. Dis nie net buite wat mooi lyk nie, binne blink ook. Maar volg my. Los al hierdie goeders. Verkoop dit. Gee dit vir die mense wat geld nodig het net om kos te kan hê in die aand, om klere te kan hê vir die volgende dag. En volg my. As dit moet gebeur, dat Jesus na jou toe kom en dit vra, sou jy bereid wees
Of sou jy soos die ryk jong man, wat meeste mense sou wees, so sê, nee Here, ek weet nie. Ek het so hard gewerk, is nou al jare. En nou moet ek gaan en iets niets doen. Mense is bang om iets niets te doen. Maar Jesus is ons toekoms. En wanneer hierdie ryk jong man na Jesus toe kom, sê Jesus vir hom, sit jou krone neer en volg my. Sit jou krone neer en tel die kruis op. Want dis wat verhouding met Jesus beteken. Verhouding met Jesus is 'n liefde, soos wat ons van die begin af nou gehoor het, wat bo enigiets anders is. En rykdom en aansien en aanvaarding van mense af, kan ons nie keer nie. Want die gewig van die kruis is heeltemal te swaar as ons enigiets van onsself daar probeer opsit. Ek wil vanaand vir jou vra, soos ek voorheen genoem het, van ons het nie hierdie extravagant probleme nie, van ons het ander probleme wat ons nou raak gesien het in hierdie 3 gedeeltes. Ek wil hierdie vraag vir julle vra. Is daar iemand wat jou wandel met Jesus vertraag? Eerste een. Tweede een is jy besig om jou eie weergawe van Jesus op te maak, sodat jy nie te veel hoef te verander nie? Is daar iets wat jou lewe oorneem, net sodat jy daai status of daai sukses kan behaal, maar daarna het ons tyd vir Jesus? Is dit dalk tekort van rykdom? Want dis die ergste vir my van alles is as ons tekort het, dan soek ons nie by God nie. Ons spartel, ons hardloop rond, ons probeer planne maak. Maar as jy eers na Jesus toe gaan, hy sê in sy woord, hy sal vir jou voorsien. Hy sê in sy woord, kom na my toe, as dit moeilik raak. Ek het juis hierdie vers in gedagte gehad, waar hy sê, come to me all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Jesus sê, nee, sit my eerste. Ek het my lewe vir jou neergelê. Ek het gelei vir jou. Ek het gebloei vir jou. Sit my eerste. Volg my. Jesus sê dat ware vreugde by hom lê. Dat niks in hierdie wêreld kan hom vervang nie. Al hardloop jy hoe vinnig en al werk jy hoe hard, al sweet jy hoe baie en al bloei jy partykeer, dit gaan nie genoeg wees nie. Die ryk jong man het geweet hy tekort aan iets. En hy het na Jesus toe gekom want hy het nie geweet wat is my tekort nie. Die man wat alles gehad het, die man wat status gehad het, alles was syne gewees. Maar hy het nie Jesus gehad nie. En dis wat Jesus sê, maak my jou eerste liefde en ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Maar hy weet wat jy nodig het. Ons prentjie van Jesus kan nie verander in hierdie Who Wants to be a Millionaire episode nie. Ons kan nie dink die oplossing kom na Jesus nie. Die oplossing is Jesus. Daar's niks buite Jesus wat ons nodig het nie, en wanneer ons na hom toe gaan, is dit juis hy wat dit vir ons gee. En ek wil julle nou terugvat na hierdie storie toe van die kruis, maar ek wil net die weergawe van Jesus deel. Soos wat ek dit nou al ek wil soveel keer hierdie prentjie of hierdie video in my kop afgespeel op 'n stadium wat my pa op sy laaste was. My pa is in 2021 oorlede aan kanker. En op sy laaste is hy in die hospitaal en ek ry van die hospitaal af weg en ek ry na my huis toe. My huis is 1 kilo van die hospitaal af. Baie gerieflik, maar ek ry daartoe en daar's een liedjie, daar's kans vir een liedjie wat ek kan luister. En ek luister die liedjie van die liefde van Jesus. Jesus, I love you. Ek begin huil. En enige persoon wat hierso sit sal nou dink, ag shame, jy huil nou want jou pa is besig om te verhuis.
Ek het ook gedink ek gaan. Ek het nie. Ek het gehuil want hierdie video wat in my kop afspeel